Jesu, Jesu, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe, om net soos U te wees. Kom ons raak net eers weer stil voor die Here. Here, dankie vir U grootsheid wat nie net afhang van 'n emosionele ervaring elke nou en dan nie, maar dat ons in hierdie diepe versekerheid kan loop van wie U is en dat U altyd hier is en dat U altyd omgee en dat U 'n hart vir U kinders het. Here, dat U ons roep tot groter en meer dinge as wat ons het en wat ons doen en dat U ons roep op 'n missie om U te volg, om ligdraers vir die koninkryk te wees. So Here, help ons vandag weer as ons die woord oopmaak, dat ons sal hoor waar U hart en duidelik besig is om met ons te praat. Waar ons moet luister, waar ons moet groei, waar ons moet dalk ons eie krone neersit en weer net ons knie buig voor U. Dankie dat U 'n goeie koning is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan voort in ons reeks deur 1 en 2 Timoteus, die verdedig, voldoen en verkondig die evangelie. Die evangelie is die kern van wat ons mee besig is. So Jesus is die kern van wie ons is en vir waarvoor ons lewe, maar die kern vir waarmee ons besig is die evangelie. Dis hoekom ons nog hier is. Ons kan hemel toe gevat word en heeldag op Jesus fokus, heeldag hom eer en dit sal wonderlik wees, maar daar's 'n rede hoekom ons nog hier is. En hier is ons vir die evangelie. Hier is ons dat ander mense kan hoor. Nou, ons is besig om nie baie vinnig nie, redelik stadig te kyk na die lys van kwalifikasies vir 'n ouderling. Nou, dis vandag Vadersdag en is 'n wonderlike dag om weer net te herinner dat God families gebou het op 'n sekere manier. En so hierdie is kwalifikasies vir ouderlinge, maar ek dink enige pa kan ook maar vinnig hier kyk en sê, ja, dis hoe die Here wil hê ek as man moet lewe. Dis die rol wat die Here wil hê ek as man moet vervul. En as jy na daai lys kyk van kwalifikasies, dan sien jy ouderlinge in die kerk en vaders in die huis moet hierdie rol handhaaf waar hulle moet seker maak dat alles is in balans. Daar's 'n balans van 'n fokus op heilig lewe, daar's 'n balans van om vriendelik te wees en om te gee vir ander. Daar's 'n balans van gasvryheid teenoor vreemdelinge en soos ons vandag ook dan nou gaan sien, moet 'n balans wees van om te fokus op die waarheid. Om kennis nie net vas te hou nie, maar uit te brei en te groei in ons kennis. Dis hoekom die kwalifikasie waarna ons vandag kyk is om te sê ouderlinge moet in staat wees om te kan onderrig. So jy kan jou Bybel oopmaak daar by 1 Timoteus 3. Ons gaan weer lees van vers 1 tot vers 7 en kom ons bid net eers saam voor ons gaan lees. Ja Here, dankie dat U woord vir ons gegee het, dat ons nie in die donker hoef self te raai hoe om hierdie lewe te lewe nie. Maar Here, bring ons by daai punt van oortuiging dat U regtig die beste weet. Dat ons op ons eie kop volg en op ons eie strukture bou en ons eie dinge najaag en regtig net oorgee aan U en U wysheid. Hoe U sê dinge moet wees. En so leer ons vandag hoe om in die voetspore te volg. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die uitspraak is betroubaar. As iemand na 'n ampt as opsiener streef, begeer hy 'n goeie taak. 'n Opsiener moet onberispelik wees. 'n Man met net een vrou, beheers, verstandig, goed gemanierd, gasvry en in staat om onderrig te gee. Hy moet nie 'n dronkaard of weglistig wees nie, maar inskikkelik, vredelievend en nie geldgierig nie. Hy moet met volkomme waardigheid sy eie huishouding goed bestuur en sy kinders onderdanig hou. Maar as iemand sy eie huishouding nie behoorlik kan bestuur nie, hoe sal hy na die gemeente van God kan omsien? Hy moet nie 'n pasbekeerde wees nie, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel beland nie. Boonop moet hy 'n goeie reputasie onder die mense buite die gemeente hê, sodat hy nie in die skande en in die duiwelse stryk beland nie. Ja, een van die dinge wat nog altyd waar was in die geskiedenis van die kerk is dat daar in 'n plaaslike kerk of in elke gelowige is daar altyd 'n geneigtheid om na een van hierdie twee kante toe te trek.
So as ek nou verduidelik, dan gaan jy kan sê, o ja, ek verstaan, nou party kerke lê meer soontoe en ander kerke lê meer hierdie kant toe. En dit is die neiging om meer na kennis toe te lê, of om te leer, of ervaring. So kerke wat meer na kennis toe lê en mense wat meer na kennis toe lê, daar's 'n groot fokus op die prediking en die onderwys, om 'n Bybelse verstand te hê van hoe die dinge werk, fokus op waarheid, fokus op beginsels. So dis kerke waar dit die kern is. Kerke wat weer ervaringsgeoriënteerd is, hulle fokus op die lofmusiek en die aanbidding. Die gevoelens, die emosies, die belewenis van in die kerk wees. 'n rukkie terug was daar iemand op Facebook gewees wat gesê het, ek wil nie na julle dorp toe trek, kan julle my laat weet waar die kerk is? Ek soek 'n kerk waar ek lekker kan sing. Nou natuurlik is dit goed om lekker te kan sing, maar om dit die primêre ding te maak waar volgens ek my kerk kies, is dalk nie die waarheid. Ek hou van die quote wat sê, to choose your church based on music is like choosing your restaurant based on music. Dit speel 'n rol, maar ek gaan nie my restaurant kies oor wie die mooiste musiek maak nie. Ek gaan oor die kos wat ek kry. So in ons lewe, jou in persoonlikhede in kerke, is daar altyd hierdie stryd om te veel na die een kant toe te lê. En dis verkeerd om te ver na een kant toe te lê, al twee kante toe. Dis verkeerd om te ver na kennis toe te lê. Ons het in die tiener Bybelstudie ons besig met 1 Korintiërs en in hoofstuk 8 het ons gelees daai hoofstuk waar dit sê, kennis is goed, maar te veel kennis maak jou arrogant. As jy net op kennis fokus en nie op liefde nie, dan raak jy arrogant en jy dink nie aan ander mense nie. Jy kan met kennis gevul wees sonder om gered te wees. Die Bybel maak dit baie duidelik. Johannes 5 vers 39 sê Jesus vir hulle, julle ondersoek die skrifte, omdat julle dink dat die ewige lewe daarin te vinde is, maar dit is juis hulle wat oor my getuig, maar julle wil nie na my toe kom nie, sodat julle lewe kan hê nie. Hy sê julle is so ywerig om die Bybel te bestudeer, maar julle besef nie die Bybel is net 'n medium om by my uit te kom nie, maar julle wil nie by my uitkom nie. Julle wil net daar by die feite bly en is so interessant en die doktrines maak so lekker sin vir my. So dit is 'n probleem as ek net kennis gefokus word. Maar dis net so groot probleem as ek net emosies en gevoelens gefokus word. Dan is my fokus nie meer op God nie, maar die dinge van God. 2 Timoteus 4 sê, want daar sal 'n tyd kom wanneer hulle nie gesonde leer sal verdra nie. Dit praat in kerke. As jy daar gaan 'n tyd kom wanneer kerke nie meer die mense die waarheid wil leer nie, maar omdat hulle ore gestreel wil word deur wat hulle hoor, sal hulle vir hulself leermeesters na eie begeertes uitsoek. Hulle sal hulle doof hou vir die waarheid en hulle tot versinsels wend. So hy sê, mense wil sekere dinge hê. Dis natuurlik, ek wil dit hê. Nou sê die Bybel iets anders. Okay, maar kom ons kry iemand wat nie daai deel van die Bybel gaan preek nie. Iemand wat vir my gaan preek wat ek wil hoor, wat vir my so lekker voel en so lekker is. En as eindig hy tot versinsels. Die Griekse woord daar is mythes, stories. Sê, nou, iemand hier in ons kerk het dit onlangs gedoen en ek was nogal baie trots op hom gewees. Dit was 'n byeenkoms gewees waar iemand gepraat het en hier teen die 3de sessie, toe staan hierdie persoon van ons kerk op en hy sê, ons is nou al by die 3de sessie en hulle het nog nie die Bybel oopgemaak nie. Want dit gaan oor stories. My storie, my ervaring, kyk wat die Here vir my gedoen het. Jy kan vol gevoelens wees, vol ervaring, vol emosies en nie gered wees nie. Paulus skryf oor die Jode wat nie gered is nie. En hy sê in Romeine 10 vers 1 tot 2, broers, my hartwens en my gebed tot God van my volk is dat hulle verlos mag word. Hulle is nie gered nie. Ek kan inderdaad vir hulle getuig dat hulle God met ywer of met passie dien, maar sonder insig. Met ander woorde, hulle is daar, hulle doen dit, hulle is passievol, hulle lewe dit uit, maar hulle verstaan nie eintlik waaroor dit gaan nie. Hulle het die kennis gemis. Nou, dit is baie belangrik vir 'n kerk om die balans te kry tussen hierdie twee. Een goeie voorbeeld is die mense in Macedonië wat gesê het, die mense daar was meer welwillend as die in Thessalonika. Hulle het die boodskap baie geesdriftig ontvang, die emosies en die gevoelens is daar,
en die skrifte daagliks bestudeer om vas te stel of dit so is. So hulle sê, hulle het gehoor en dit was so lekker en dit was so goeie ervaring. Toe gaan hulle huis toe en hulle maak hulle Bybels op en sê, ons weet net seker jy maak hierdie, ons het nie nonsens gepraat. Is wat ek gevoel het in lyn met wat die woord sê. Dis die belangrike ding. Gevoelens is so vlietend, dis so misleidend. Een manier om na die reis van geloof te kyk, dis nie die enigste manier nie, is om te sê dat geloof begin by 'n geleerde geloof, dan gaan dit oor na 'n geleefde geloof, en dan gaan dit oor na ervaarde geloof. So my geloof begin waar ek die fondasies van die skrif verstaan, begrip van God se woord, studie en onderrig. Hoekom begin dit daar? Want anders wie volg ek? As ek iemand vir my sê, hoor hier, gee jou hart vir Jesus, en ek sê ja, en my volgende vraag is, okay, maar wie is Jesus? Het ek regtig my hart vir hom gegee? Dis baie interessant as jy in die Handelinge kyk, aan hulle sendingwerk, wanneer hulle met die Jode gepraat het, is daar baie keer 3000 is gered, 5000 is gered. As hulle met die nie-Jode gepraat het nie, dan is dit so stukkie wat die mense ingekom het. Hoekom? Want die Jode het reeds kennis gehad. Hulle het dit net nie verstaan nie. En al wat Paulus doen, is hy kyk na hulle kennis, hy skyn die lig op, hy sê vir hulle, dit gaan oor Jesus, en hulle gaan, nou maak dit sin. Maar vir die wat nie 'n kennis van die Bybel gehad het nie, was dit 'n baie langer proses. Paulus het 2-3 jaar by mense gesit om te sê, kom ons gaan net weer terug na die beginsels toe. Wie is Jesus? Wie is God? Wat het hy gedoen? Jy kan nie jou geloof begin sonder om te weet wie God is en te verstaan wie God is nie. En dan word dit 'n geleefde geloof. Nou emosies kan dalk baie keer betrokke wees, maar dalk nie eers nie. Waar jy sê, ek gaan nou my lewe leef volgens God se plan. Ek gaan in liefde en in diens my lewe lewe. Ek gaan in gehoorsaamheid aan my karakter werk en 'n ander mens word. So dit begin by geleerde geloof, dit word 'n geleefde geloof, en dan word dit 'n ervaarde geloof, waar ek 'n persoonlike verhouding met die Here begin bou, die getuie van God se krag, innerlike vrede en vreugde. Nou, baie mense wil daar begin. Ek wil dit voel. En Jesus sê, ja, ek kan jou 'n storie daaroor vertel. Daar was 'n plantjie gewees wat vinnig opgeskiet het, en gelyk het of alles goed gaan, en toe die probleme van die wêreld kom, toe val hy plantjie plat. Dis die probleem as jy eerstens gevoelens en ervarings najag, dit hou nie. So nou terug by ons boodskap van vandag uit Timoteus, is dat ouderlinge moet in staat wees om onderrig te gee. Hulle is juis die mense wat moet seker maak dat die wat Christene is of Christene wil wees, daai kennis kry om te leer word waaroor dit gaan. Ouderlinge moet in staat wees. Wat moet hulle onderrig? Die woord. Nie hulle eie wysheid of hulle eie stories of die wonderlike dinge wat hulle deur die jare geleer het nie. Ek meen, as ek hier so opstaan en ek vertel julle van my wysheid, dan moet julle asseblief net huis toe gaan. Want dan mors julle net my tyd en ek mors julle tyd. Al rol wat die ouderling het, is om te sê, dis wat die Here sê. Kyk, maak jou eie Bybel op. Jy hoef nie na my te luister nie. Ek wil net vir jou help sien wat die Here sê. Geen leier word ooit die autoriteit van kennis nie. Die autoriteit van kennis lê altyd by die Here en by sy woord en by sy gees. So, dis 'n werk van ouderlinge om die Bybel te verstaan, dit te verduidelik, dit uit te pak en dit prakties te maak vir mense. Hoe moet ek dit leef? En om dit te kan doen, moet jy ons besef dat om onderrig te kan gee in die Bybel is beide 'n gawe en 'n vaardigheid. So dis eerstens 'n geestelike gawe wat die Here vir iemand die vermoë gee om die Bybel te kan uitsit. Maar dan is dit ook 'n vaardigheid waaraan gewerk moet word. Ek kan leer om dit beter te doen. Apollos is 'n man vol passie, wil die Here preek. Ouer wat's nou Aquilus en sy vrou, ja, en hulle Priscilla en Aquilus, en hulle sien, hierdie ou is baie passievol, maar hy mis 'n bietjie van die waarheid en hoe om dit te doen, en hulle vat hom een kant toe, en hulle leer hom om 'n beter leerder van die onderrigter van die woord te wees. So dis 'n gawe en is 'n vaardigheid. Daarom moet ouderlinge mense wees wat tyd spandeer om die Bybel te leer ken, wat in studies moet ingaan, akademies betrokke raak. Nou ek weet in baie kerke is studie en akademie die vloekwoorde. Nee. Ons moet net die Here ervaar. Jy moet net sit met die Bybel en dan gaan die Heilige Gees met jou praat. Jy het nie nodig om verder te gaan studeer nie. 'n ware kerk
val nie vir die anti-intellektuele vooroordeel wat by baie kerke is nie. Die Here het gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, al jou krag en jou verstand. My verstand moet ook betrokke wees hierso. Nou, hoekom is dit dat baie kerke so negatief is oor studies? Negatief is oor akademie. Ek dink die eerste ding daar is, omdat hulle te veel lê op gevoelens. Om te moet studeer vir jou Griekse eksamen, is nie baie emosioneel vol, behalwe as jy huil insluit by emosies. Dis harde werk om te begin leer al hierdie 3000 tenses van 'n Griekse vorm. Dis harde werk, maar ons Griekse klas by die seminary was die mees diep geestelike klas wat ek nog ervaar het. Want die ou het nie net vir ons die Grieks geleer nie, hy het vir ons geleer hoekom dit daar is. Kyk wat die Here vir jou probeer sê. Kyk hoekom die Here hierdie vorm van die Griekse woord gekies het. Kyk hoeveel dit soveel dinge vir jou oopmaak. So die eerste ding is, mense is te gefokus op gevoelens. Die ander probleem is, daar's te veel swak teologiese sentrums. Daar's te veel plekke en daar's plekke in Suid-Afrika. Daar's baie bekende plekke in Suid-Afrika waar dit die beste plek is om nou praat ek van teologiese departement. Daar's teologiese departemente in Suid-Afrika waar dit die beste plek is om te studeer as jy 'n ateïs wil word. Is dit nie hartseer nie? Die teologiese departement in Suid-Afrika maak meer ateïste as die ander departemente. Ek het iets op my tyd as die begin van die jaar wat party mense kwaad gemaak het. Toe sê ek Stellenbosch waar jy meer gevulde Christene gaan vind in die ingenieursdepartement as in die teologie departement. So, maar dit maak nie dat akademie die probleem is nie. Dit maak dat hoe hulle dit leer die probleem is. Dis mense wat die woorde van die Bybel ken, maar nie die outeur van die Bybel nie. So die probleem is nie 'n teologiese opleiding nie. As waar jy leer jou wegvat van die Bybel, moenie daar leer nie. As waar jy leer jou nie meer lief maak vir Jesus en hom te aanbid en 'n hoorsiening vir die skrif kry nie, gaan weg en gaan soek 'n ander plek. Nou in Stilbaai kan jy al begin met jou studies. Jy kan vir Veritas kontak, hulle gee klasse hierso in Stilbaai. 'n hele paar mense hier wat dit alreeds gedoen het. Jy kan eenmal 'n week gaan sit en hulle gaan vir jou leer hoe die Bybel werk, hoe om dit te interpreteer op 'n manier wat jy al hoe liewer word vir Jesus. So, ouderlinge is die werk gegee om die wysheid en die kennis van God oor te gee aan mense, sodat hulle geloof nie 'n wankelrige emosionele geloof is nie. Een ding om te verstaan is, alle ouderlinge moet kan leer volgens hierdie teks, maar nie preek nie. Daar staan nie alle ouderlinge moet kan preek nie. En preek en leer is verskillende dinge. Prediking is 'n rol waar jy die waarheid verkondig op 'n manier wat God verheerlik en op 'n manier om mense tot reaksie op te roep. Dis wat prediking is. Prediking is, dis wat die Here sê, wat gaan jy doen? Hoe gaan jy hier uitstap vandag? Hoe het hierdie jou lewe verander? Dis prediking. Lering is, hier is die feite wat jy op jou lewe moet toepas. Nou dit kan natuurlik ook met emosies en respons gaan, maar dis 'n baie dieper kennis verstaan. 'n Goeie prediking sluit lering en prediking in. OK. Nou die volgende vraag is: beteken hierdie dat net ouderlinge mense moet leer? Ons het gesê ons kyk na hierdie lys en dit is kwalifikasies vir ouderlinge, maar dis ook dinge waarna almal moet streef. So is hierdie ook iets vir almal of net vir ouderlinge? Die antwoord is ja en nee. Nie almal gaan die rol vervul om in die kerk lering te gee nie. Dis nie 'n rol vir almal nie. Maar daar's heelwat ander plekke waar Christene leringsrolle moet inneem. Die eerste een is as jy 'n vrou is, sê Titus 2 vers 4 vir jou, jy het 'n rol om jonger vrouens te leer. So as jy 'n vrou hier is en jy dink nie meer aan jouself as jonk nie, dan moet jy jouself afvra, waar is ek aktief besig om kontak te maak met jonger vrouens om hulle te leer? Nou dit kan natuurlik eers met jou eie kinders wees, dis 'n goeie plek om te begin. Maar ons praat van die kerkkonteks hier. Waar bied ek my dienste aan of raak ek betrokke by bedieningsgroepe in die kerk waar ek 'n verskil kan maak en 'n lering kan gee vir jonger vrouens in die kerk? Die volgende plek waar lering inkom is waar vaders en moeders hulle kinders leer.
Spreuke 1 vers 8. My seun, luister na die vermaning van jou vader, nie die onderrig van jou moeder verontagsaam nie. Nou in die oudtydse wêreld was dit 'n vreemde stelling, want jou ma is nie iemand wat enige autoriteit het nie. Hoekom sal hy vir haar luister? Geen seun hoef vir sy ma te luister nie. En die Bybel sê, nee, wag oukie, jy het 'n slim ma, wat die Here in haar het, en met die Gees vervul is, luister bietjie vir haar. So pa's en ma's het die rol om hulle kinders te leer. Daar's nou nog een manier in die Bybel waar dit praat van hoe ons mekaar leer, en ek hou baie van hierdie ene. Hierin maak my opgewonde. Daar's een manier waar dit sê, waar almal besig is om mekaar te leer, en dit kry ons in Kolossense, en dit het ek hom nie eers hier neergeskryf nie, maar jy gaan my maar moet glo. Kolossense 3 vers 16 sê, laat die woord van Christus in sy volle rykdom in julle woon, leer en vermaan mekaar in alle wysheid, deur met dankbare harte, psalms, lofgesange en geestelike liedere tot eer van God te sing. As jy die hele lyn volg, dan sê hy, ons moet mekaar leer deur sang. Een van die maniere wat God gekies het, wat ons heeltyd mekaar leer, is deur die liedere wat ons sing. Wat ons sing, maak saak. Dis hoekom ons selde hier liedjies gaan sing, waar net dieselfde emosionele lyn oor en oor herhaal word, en ons voel, dit voel net so lekker, en ons sing dit, en ons sing dit, en ons sing dit. Dit is nogal ironies, dat in ons gesofistikeerde samelewing, aanbiddingsmusiek al hoe vlakker, al hoe dunner, al hoe meer herhalend, al hoe meer leeg word. Dink aan die dieptes van die gesange, die hymns, wat mense gesing het. Maar jy hoef nie eers daar te kyk nie. Kyk na die boek Psalms. Dis die sangboek van die Jode. Dink hoe diep en hoe kompleks en hoe lank en hoe ryk is daai liedere wat hulle gesing het. So ons as Stilbaai Baptist Church, ons wil liedere sing wat ryk is aan waarheid. Die doel van sing is nie om emosies op te wek nie. Die waarde in sang is nie hoe dit my laat voel nie. Ons sing nie sodat ons God emosioneel kan ervaar nie. Ons sing omdat ons God emosioneel ervaar. Dis omdat die Here iets in my gedoen het, dat ek hier wil kom en sê, Here, ek wil net sing vir U. U is so goed. Ek wil net uitbars in sang. Ons sing nie sodat ons gelukkig kan voel nie. Ons sing omdat ons die vreugde van die Here ervaar. Ons sing want ons wil sy heerlikheid verkondig. Ons wil ons dankbaarheid toon. Sing is 'n reaksie, nie 'n bron nie. En dan soos ons vandag sien, is sang 'n manier hoe ons mekaar moet leer die groot waarhede van Jesus en sy verlossing. So ten slotte dan nou. Die reis om die Here te leer ken, begin met kennis. Maar dit eindig nie met kennis nie. Ek meen, die wat nou getroud is, as jy nou moet dink aan hoe jou pad met jou vrou of jou man nou begin het. As dit net op gevoelens begin het, kan ek jou weet, jy het nie aangehou, dit het nie gewerk nie. Maar daai iemand wat jou aandag getrek het, en jy wou alles oor haar uitvind. Jy wil weet waarvan sy hou, jy wil weet wat sy doen, jy wil betrokke raak by wat sy doen, jy wil leer hoe sy oor die lewe dink, jy lig sit en gesels tot 3 uur in die oggend, om te verstaan hoe sy dink oor die lewe. Dit begin by kennis. Maar stel jou voor, jou huwelik gaan net oor kennis. Ek en my vrou, ons debatteer lekker elke aand vir 3 ure, en dan gaan slaap ons. Dit begin by kennis, ek wil hierdie persoon ken, en dan kan ek besluit om hulle lief te hê. Dan kan ek besluit, wow, hierdie is iemand met wie ek my lewe wil lewe. En dan begin dit 'n geleerde verhouding, word 'n geleefde verhouding. Ek kies om aan jou getrou te wees. Ek kies om vir jou 'n goeie man te wees. Ek kies om aan die Here gehoorsaam te wees oor wat ek vir jou moet doen. En daaruit vloei die goeie emosionele en gevoelingservarings van 'n huwelik. So jy moet jouself afvra, in hierdie toutrek tussen kennis en gevoelens, waar staan jy? As jy te veel oorlê na kennis toe, dan moet jy verstaan dat dit kan regtig problematies begin raak. Jy moet leer dat Christendom jou hele lewe moet insluit, nie net jou brein nie. Nou wat ek baie keer vir my baie vreemd is. Dis gewoonlik mans, maar dis nie net mans nie.
dan in kerk lyk hulle baie stoer. Jy weet, daai stoïc, hulle sit hier want ons het geen emosies nie. Ek is baie lief vir die Here, sal hulle sing. Dan dink jy maar, joh, dan sê hulle maar ek is maar net nie 'n emosionele persoon nie. Maar kyk rugby saam met daai ou. Hoekom gee ons emosies vir rugby maar nie vir die Here nie? Hoekom kry die wêreld die volheid van wie ons is, maar nie die Here nie? Hoekom raak ons nie meer opgewonde oor die Here nie? Hoekom raak ons nie meer hartseer oor die dinge wat daar buite aangaan en kom huil voor die Here nie? Hoekom gee ons emosies vir die wêreld? Nie almal nie, party. So as jy te veel in hierdie God is iets wat ek moet vashou en stoïc en geen gevoelens hê nie, dis nie reg nie. Nou weer eens, dalk is jy iemand wat te veel lê op gevoelens. Dis die vinnigste manier om iemand te word wat 'n afgod dien. Want jy is so gejaag na wat lekker voel. So nou hoor jy dinge oor die Here wat nie vir jou lekker voel nie. Nou ignoreer ek maar dit. En ek begin vir myself 'n Jesus bou wat net vir my goed is. Wat net altyd lekker is, altyd saamstem met wat ek wil hê, wat altyd net vir my goeie dinge wil gee. En dis nie meer Jesus nie. Dis my prentjie van Jesus. My afbeelding van Jesus. So as dit is waar jy is, fokus op wat die Here in die woord sê oor wie hy is. En so dan bid vir die ouderlinge in ons kerk. Bid dat hulle 'n man sal wees wat lief is vir die Here en lief is vir mense en wat die woord bestudeer en wat die woord lewe en die woord leer. Bid vir paas. Ons het Vadersdag vandag. Bid vir paas dat hulle lief sal wees vir die Here. Dat hulle lief sal wees vir hulle families. Dat hulle die woord sal bestudeer. Dat hulle die woord sal leef in hulle families. En dat hulle die woord sal leer. En prys die Here vir mans wat dit doen. Prys die Here vir paas wat daai moeilike pad stap om te sê, ek gaan 'n goddelike pa vir my kinders wees. Prys die Here vir daai mans. Kom ons bid saam. Ja Here, dankie vir u woord wat regtig 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad is. Dis wat maak dat ons kan aanhou stap en aanhou stap en aanhou stap wanneer emosies verander en op en af gaan en kant toe val en vandag nie lekker voel nie. Here, dankie dat ons nie ons verhouding met u op gevoelens bou nie. Maar dat ons dit bou op wie ons weet u is. Daai diep vertroue wat ons het dat u God is en altyd God sal wees. Maar Here, dankie ook dat dit lei tot 'n volheid van lewe waar alles deel word. Ons gevoelens, ons gedagtes, ons woorde, ons denke, ons emosies, dat alles onderdanig word en vreugde vind in hierdie verhouding wat ons met u het. Here, ek wil bid vir ons kerk en vir ander kerke. Here, kerke wat mense se gevoelens najaag en nie meer die Bybels oopmaak nie. Wat stories vertel, menslike wysheid. Selfs al het daai menslike wysheid 'n Christelike geur of 'n kleur aan dit. Here, bring ons terug by u woord, net u woord, u kennis, u wysheid. Maar Here, maak dit lewendig. Help ons om dit te verstaan. Help ons om opgewonde te raak daaroor. Help ons om te wil verander, te wil leer, te wil groei en tot u eer te wil lewe. Ons bid dit alles, Here, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Jezus, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe, om net soos u te wees.